ervaring. Wat 'n voorreg, liewe dames en here, wat julle het om hierdie tyd van die week hier by mekaar te kom. En so te kan inpres in die teenwoordigheid van God in. Dit is so besonder. Dit is sulke teer oomblikke en oomblikke van krag altesaam wat julle hier beleef. Baie dankie vir die lieflike sang. Dit is werklik inspirerend. Baie dankie Ina en Frans dat julle my uitgenooi het om hier te wees by die Silwer Krone vandag. Ek weet dat Brigitte en JD is Gerard David. Ek weet nie of julle al weet wat JD se volle naam is nie. Hy is Gerard David. So hy is 'n David, 'n David. Hulle praat baie van die Silwer Krone en hulle praat met liefde van julle. En ek wil vir julle baie dankie sê, elkeen van julle wat vir hulle ook so besonder bid en ook vir hulle liefhet en liefde gee hier in die gemeente. Ek was baie opgewonde, Ina, baie dankie dat jy uitgereik het na my. Ek is maar op die plaas, meestal by myself en in God se teenwoordigheid. En vandag wil ek graag met julle praat oor 'n tema, die passasie van die lewe. 'n Passasie in die opsig wat ons vandag oor gaan praat is 'n passage, 'n gang. Ons praat van 'n deurgang na 'n plek toe. 'n Passasie is ook 'n reis. Dis 'n kort reis van een plek na 'n ander. En vandag wil ek julle so saamneem in hierdie reis wat julle elkeen beleef het van kindsbeen af tot nou. En ek wil hê jy moet onthou van die goeie tye en die wonderlike tye en die maniere waarop God ingegryp het in jou lewe. En ook kyk na die plakate wat jy op jou gang gesit het langs die kante, wat vir jou daar was as woord, vaste woord van waarheid, wat vir jou gedra het, tot waar jy hier sit vandag. Ek gaan vir julle 'n klomp storieetjies deel uit my lewe, stukkies van Brigitte, goedjies en so aan. Maar basies kom dit alles daarop neer dat klein en groot dinge in ons lewe en ervarings vir ons op 'n pad sit. En die Skepper is die stem in daardie pad en in daardie gang. So ek wil hê almal hier van julle moet visualiseer hoe jy deur die Skepper God geplaas is aan die begin van daardie gang. Hy het die deur oopgemaak op jou geboortedag en hy het gesê, hier is hierdie mens, uit klei gemaak, my liefde gaan saam met jou op hierdie pad, jy's in hierdie gang. En jy as babatjie het ontvang 'n liggaam, 'n siel, met unieke karakter en denke, die jy mens wat jy is, en ook die geestesmens. Daardie komponente het God alles in jou ingebou en is jy geplaas daar aan die begin van hierdie gang, wat voor jou uitstrek. Jy het verskillende ervarings gehad in hierdie gang. Daar was uitdagings, daar was lesse, jy het tot sekere konklusies gekom, daar was tye wat jy gedink het, dis die einde en dat jy 'n gat sien hier in die gang, wat jy dink jy deur gaan val. Maar God was daar. Hy het gekeer dat jy val, selfs toe jy wou opgee. Want op 'n stadium is jy as 'n pot, as 'n tentmens, wat deur hierdie tydelike kort reis of oorgang is. Langs jou is 'n klomp ander gange van mense, jou kinders, jou man, jou skoolonderwyser, jou niggie, jou neefie, mense, jou broers, jou susters, jou werkgewer. Hulle is almal in hulle eie gang.
Jy's alleen in jou gang, daar's niemand saam met jou in die gang nie. Dit is jy. Maar daar is jou skepper, God, se stem, die een waarmee jy veronderstel is om 'n gesprek te voer, dwars deur jou lewe, vandat jy kan begin besef dat jy dit moet doen. Die Heilige Gees, die gees van aanneming, kom op 'n stadium in daardie gang, so sterk na jou toe in die roepstem van God. Jy sal nou hoor op 'n storie, hoe sterk is die stem van die leeu van Juda. Kom roep jou, en jy is nie meer 'n tentmens nie. Jy word in die gang op 'n stadium 'n tempelmens. Want God woon in jou. Die gees van aanneming kom wederbaar jou en maak vir jou nou baie, baie uniek. Jy is nou kind van God. Nou snaakse dinge gebeur in die gang. Ek gaan vinnig begin met 'n verhaaltjie van toe ek maar 'n klein dogtertjie van 7 was en ek verjaar het, en ek is skool toe gestuur met 'n sak vol chomps. In daai tyd was daar chomps, nê? Maar daai chomps was so dik en net so lank. En ek moes dit vir my maatjies uitdeel pouse. En ek het die juffrou gevra, hoeveel is ons? En ek het maar tot 1 ekstra ingesit vir juffrou. En ek is skool toe met my pak chomps. Baie opgewonde, ek verjaar. En my liewe suster, die stoute een, sy's tog Lynn, sorry. Sy en haar maatjies besluit om te sê, ons wil 'n paar van die chomps hê, voor skool. Geef vir ons asseblief van daai chomps. En later is dit nie gee vir ons asseblief nie, later is dit gee vir ons daai chomps. En sy het 'n klomp chomps uit die sak uitgehaal. En ek is na die klas toe die klok lui en toe dit eerste pouse is, die hele tyd is ek bekommerd. Ek weet daar gaan te min wees. En dit is een van die sterker tye wat ek besef het dat mens baie keer teleurstel. Baie keer indoen en bedrieg pleeg of bedrog pleeg met jou as mens, is jou suster wat jou verraai. Want toe ek begin chomps uitdeel, en ek so begin by een punt en die ander punt uitkom en daar nie genoeg chomps is vir al die maatjies nie. Kan julle indink die teleurstelling? Dit was groot. Baie van ons het erger teleurstellings as dit gehad. Baie erger. En die Here het al daai tyd saggies met my begin praat in die Sondagskool by die liedjies, en die Here was goed en het my vertroos, al was ek so klein. 'n Ander keer, dis nou klein goedjies wat 'n mens dink, die Here sien 'n mens nie, maar hy sien jou. Ek sal nou na die swaarder dinge gaan van my pa wat te veel gedrink het en ons die aand moes gaan wegkruip het in die bediende se kamer met die reuk van parafien en spinasie wat op haar stoofie, ek dink dit was maar roggo wat gekook het daar nie. Jy het ook sulke ervarings gehad, tye wat mense wat jou moes oppas, jou teleurgestel het. Maar die Here sê, werp al julle bekommernisse op my, want ek sorg vir jou. En so begin jy van kleintyd af, nou begin jy hierdie baniere opsit teen die muur, want jy begin voel, maar daar's iemand wat tog vir my laat opstaan elke oggend, en laat beter voel. Dis die Redder se stem, en jy moet al nader daaraan beweeg. Maar ek weet, baie van julle is al so naby, soos op die intiemste plek, die boesem van die Vader, en die Heiland. Toe ek 'n onderwyser was hier by Hoërskool Outeniqua, was ek 'n kuns- en Afrikaanse onderwyser. Op 'n stadium moes ek dekor verf. Groot dekor vir 'n groot revue. En ek is nou eers hier by die klein goedjies, julle weet nou, ek gaan nou 'n krisis beleef hier. En
ek gaan huis toe die aand laat na ek 'n hele dag geverf het daar, dis vakansie, die kinders, Brigitte en die 2 boeties is almal na Mpumalanga toe, waar hulle pa vir 'n jaar lank gaan wegwerk het, en hulle het nog 'n vakansie hou daar, maar ek moet verf deur die vakansie. En ek gaan huis toe die aand, en ek is vol verf, ek dink toe maar wag, kom, ek gaan net my gesig was en my hande, en dan gaan ek slaap. Maar nou weet julle, ons kom nou van Gauteng af groot geword, so op 'n plaas of 'n plek sluit jy alles mooi toe. En ek sluit, ek maak venster toe, ons gaan slaap rustig. Die volgende oggend dog ek maar, voordat ek nou weer gaan verf, laat ek gou gaan bad. Laat ek gou net gaan hare was, want ek het verf van my hare nals. En ek gaan en ek doen dit, en ek sluit die deur, maar ek maak seker dat elke venster en elke deur gesluit is. Ek sluit tot binne tot die badkamer deur, want ek wil nou daarom net in vrede my hare was en so aan daar op die plotte op Hansmoeskraal, want in daai tyd was daar nie baie gebou daar nie. En toe ek klaar gewas het in my hare en ek het die handdoekie aan en ek uit wil gaan, wil die deur nie oopsluit nie. Wou nie oopsluit nie. Om een of ander rede het die deur die dag, wat ek alleen is en weerloos is, besluit om nie oop te gaan nie. Ek het alles probeer. Ek het gewikkel, ek het gepluk, ek het geratel, maar hy wou nie oopgaan nie. My enigste opsie, mense, was om deur die kleinste ruitjie na buite te klim. My hare is nat, dit was 'n wintervakansie, en ek moes deur die venstertjie klim. As ek praat van klein, dan praat ek van so klein. En op 'n stadium, en ek het die handdoekie aan, en dan sit ek op die buitekant van die vensterbank nou al. En ek hou vas, en ek weet ek moet spring. En ek spring. En ek land daaronder, dit is 'n redelike hoë venster. Maar ek is toe dan veilig daar. Maar nou moet ek weer in die huis kom. Ek loop om die huis en kyk of daar 'n oop venster is, maar daar's nie. En ek gaan sit by die voordeur, by die katvenstertjie. Maar dit is so klein, smal venstertjie, en ek besef, ek gaan nie daardeur kan kom nie. En nou begin ek al, Here, asseblief help my. Here, ek kan nêrens heen gaan nie. Ek kry koud, ek sit in bewe, maar ek kan nie in die huis inkom nie. En naderhand besef ek, maar ek gaan iets moet soek, en ek gaan moet hierdie item wat ek kry, gaan ek moet swaai, ingooi en terugswaai na 'n ruit toe, met so swart liewertjie ding, sodat ek kan inkom terug in die huis en aangaan met my lewe. En ek het dit so 'n paar keer probeer, en ek het besef, hierdie wetenskaplik maak nie sin nie. Ek het so 'n slap plat stukkie, ek dink 'n mens, hulle bind bale of goed daarmee vas daar gekry. En ek het die ding begin ingooi en teruggooi. En ek het naderhand net besef, hierdie gaan nou 'n ernstige saak van gebed moet wees. Vandag lag ek daaroor. Maar op daardie stadium waar ek daar gesit het, jy sal weet, jy was al op sulke plekke. Klein goedjies, jy het gaan staan op die hoofweg of 'n plek, of sit vas in 'n huisbak, of waar ook al, of daar's net iets. Of jou kind kort 'n raket. En jy bid. En ek het skaars klaar gebid, en toe ek weer probeer, gooi ek daai tou daarin, maar hy swaai terug. En die Here sorg dat hy mooi val op daai handvatsel. En dat ek hom so kon terugtrek, dat ek daai ruit kon oopmaak en terugklim in die huis in. En van daar af weer maar die badkamer was toegesluit, met daai badwater in, tot Pieter teruggekom het toe van vakansie af met die kinders, wat hy hulle teruggebring het daai tyd. Maar dit is nou ligte goedjies wat ek met julle deel. Nou weet julle, daai swaarder goed kom ook, en ons weet ook dat God sê dat hy ons harte genees, hy genees die gebroke van hart, en hy verbind ons wonde. Nou soms in ons lewenspad, nou is ons vorder nou al. Ek weet, ek het nou gespring na die
na groot mens lewe toe as 'n werkende persoon. Jy kan onthou in jou werksplek waar die Here vir jou goed was. En watter geskrif het jy teen jou mure opgesit van jou hart, van God se goedheid. Nou, partykeer is daar heilige oomblikke in jou lewenspad, in hierdie gang, hierdie deurgang, want God se stem is daar en jy begin al nader na hom beweeg. Jy is nie meer op 'n 4 meter wat 'n mens noem, daardie spasie wat jy van iemand af moet wees op 'n plein of in 'n park of in 'n winkel nie. Hulle sê so 4 meter is goed en dan 1 meter sal jy nog hanteer. Maar dit is hoekom dit partykeer so ongemaklik is in 'n fliek, want jy sit baie naby aan 'n persoon. Maar nou God werk vir ons alles ten goeie mee. En deel van hierdie pad is tye wat hy heilige oomblikke in jou lewe geskep het. En ek wil hê jy moet probeer om daai heilige oomblik te onthou. Ek was byvoorbeeld in standaard 6, het ons gegaan op 'n veldskoolkamp na Graskop toe. Ek weet nie wie van julle almal van Gauteng of ken nie, wie ken Graskop veldskoolkamp. Oeis, haai julle. Ag, dis wonderlik. Ja. En nou op die kamp, moes ons die een aand moes ons nou gaan met 'n kompas loop. Dit het skemer geword en ons het 'n papier gekry, ons moes goed invul en ons het ons kompasse gekry en hier is ons groepie aan die gang. En elke groep moes van 'n verskillende area af begin. En op 'n stadium is ons groep verdwaal. Nou weet julle, dit voel nogal vreemd, jy weet jy's op 'n kamp area, maar jy voel nou nogal skrikkerig want jy is veronderstel om uit te kom by 'n plek vir punte vir jou groep. En ek sê vir hulle, maar luister, wag net so 'n bietjie, ek gaan net hier op teen 'n heuweltjie loop, so styl wal, en is pyn akkerbome hier, ek dink is mos akkerbome, nee, so hier reg om die kante, en ek loop daar op, en die groep staan daar onder, en probeer nou nog uitpuzzle. En toe ek daar bo uitkom, en ek stap so in daar, die tussen daai bome in, en die dik dennenhalde lê so, en ek kyk so tussen die bome, en is stil, en daar staan 'n bok. 'n bok. Dit was nie 'n bok met groot horings nie. Dit was 'n bok, 'n medium bok. En die bok het vir my net so gestaan en kyk. En in daardie clearing, tussen daai bome en die stilte, alles het stil geraak en ek het geweet, hierdie oomblik is heilig. En God het in daai oomblik, in daai gang, in my deurgang afgegaan en vir my kom sê, ek is die heilige God. Ek is 'n teenwoordigheid, ek is hier. Want ek het dit nooit vergeet nie. Ek wil hê jy moet onthou, daardie heilige oomblikke wat jy gehad het, in jou deurgang, in jou passasie, onthou dit. Gaan dink terug aan daai wonderlike oomblikke. Nog 'n keer wat die Here werklik waar sterk ingegryp het, sal jy beleef het in jou lewe, waar die Here se hand letterlik goed kom rondskuif het vir jou. Ek was 'n kind gewees in die hoërskool en matriek, in standaard 10, en ek wou graag gaan studeer, en ek het aansoek gedoen vir 'n onderwysbeurs by Goudstad. En hulle het keurings kom doen, die dosente. En die dosent sê nou nogal vir my, maar jy moet stemtoetse gaan doen, want jy moet op die radio eintlik praat. Maar ek wou eintlik 'n kunsonderwyser toe nou word. En, maar ek kry toe nie daai beurs nie. Baie sterk sport, mannetjies, seuns, maar alhoewel die mans, baie van hulle moes eers gaan weermag toe gegaan het, maar hulle kon ook kies, hulle kon eers studeer en dan weermag toe gaan. En dan was daar ook baie gewilde kinders en baie akademiese sterk kinders. Ek was mamatig.
en ek het dit nie gekry nie, en ek het gaan werk by my ma vir daai vakansietjie, voordat ek nou 'n ligwaardin mag gaan word. Net so om 'n geldjie te kry by Rand Refinery. Dit is so 'n plek wat goud ontgin, fynmaking, wat alles. As 'n sekretariële tikwerk. En daar was 'n man daar, wat die Here geplaas het in 'n gang, naby my gang, vir daai tyd. En daai persoon het, omdat hy die vermoë gehad het, en omdat my rapport wat hy gesien het, goed genoeg was, net goed genoeg was, om te gaan en sy naam te gebruik met iemand wat hy ken by Goudstad Onderwys College. Nie 'n ander plek nie. By Goudstad Onderwys College, waaroor ek so gebid het, en vir die Here gesmeek het, daar het hy hulle gebel en het hulle gesê, hoe lyk die rapport? En toe ek die oggend nog dink, ek gaan werk toe in 'n Rocky Rand Refinery toe met wakskoentjies, my hofskoentjies, gaan nou tik. Toe kom hy ingestap, daardie oggend, toe hy uit sy eie uit, klaar gereël, en hy het vir my gesê, kyk, hierdie dametjie hier gaan jou nou deur na Johannesburg toe, jy moet nou gaan registreer as 'n student by Goudstad Onderwys College. Die Here het dit gedoen. En die meisie weet toe nie presies waar dit is nie, en later kom die ou daar ingestorm, en hy sê, maar dis laat, ek gaan jou maar vat, kom, ek vat vir jou deur. En hy het my sin toe gevat, en hierdie persoon, 'n vreemde mens, het uit sy pad uitgegaan. Hy het my gehad daar tot by die visierektor, met die glasvensters, met die plante binne. Hy het my ingevat tot in die saal. Hy het saam met my gepraat oor die vakke wat ek graag wil doen. Uit sy pad uit het hy 'n goeie daad gedoen, want hy kom. Daardie selfde middag moes ek op 'n bus klim, in my werkskleertjies, om op die eerstejaarskamp te gaan as student. En vir my was dit ongelooflik. My suster, die stoute een wat die chomps gevat het, moes vir my 'n tas van haar klere bring, sodat ek op die kamp kan gaan met tandeborsels en goeders in en handdoeke, sodat ek net op die kamp kon gaan, want daar was nie tyd vir my om terug te gaan pak nie. Dit is hoe die Here vir ons, elkeen, skuwe gemaak het, waar hy so direk intree, en vir jou, daai plan en daai purpose, volgens Romeine 8, laat gebeur. Partykeer is 'n mens in ons deurgang, in vreesaanjaende situasies. Jy was daar, toe jy baie bang was. Ligtelike goed waarvoor 'n mens bang is, donder weer. You know? Ek kom van Gauteng, so ek soos, asseblief slaan, weerlig, kom, dit is vir my te lekker. Maar ons is partykeer baie vol vrees. Partykeer was daar iets werklik waarvoor jy bang was, ander kere was dit in jou verbeelding waarvoor jy bang was. Maar deur dit alles sê God dat whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Want jy vertrou. Ek en Brigitte, toe sy so 14 jaar oud was, wen sy 'n kompetisie, 'n skoonheidskompetisie, toe sy Miss Teen Premier League. Pragtig. En haar prys was dat ons gaan na 'n wildsplaas, Imoya Wild Something Estate Game Farm.
En ons is daar op, ek en sy met 'n bus, tot daar in die Vrystaat, en daar laai hulle ons op met 'n bus, want ons het met die groot bus gekom, en hulle laai ons op met 'n kar, en hulle vat vir ons deur na die pragtigste klein bungalow, tussen die wild, maar soos ons inry, sê ek vir haar, "Joe, Brigitte, kyk al hierdie wilde diere." Want die kameelperde loop hier rond, tussen daardie chalets. En die renoster wandel sommer ook hier so tussendeur. En nou begin ek al bekommerd raak, want wilde diere bly wild. Blou wildebees het nou weer 'n veearts gegaffel. In elk geval. En nou, ek sê toe vir haar, maar ons moet nou baie vroeg gaan eet, want nou moet ons stap op hierdie paadjies na die restaurantjie toe, en dan moet ons terugkom. So nou wil ek sorg dat ek daarin vir Brigitte veilig kry tot daar en terug, want sy is net 14 jaar oud. En ons het gaan opgestap, en net nou kyk, hou ek so op vir die diere. En daar het ons lekker geëet, en soos die son begin sak, kom ons tot by daai chaletjie terug, sluit die deur oop, en ons gaan in. Maar julle, die aand, toe ons wil gaan slaap, gebeur die eerste brul van 'n koning leeu. Ek sê vir Brigitte, maar julle, dis swart. Ek sê vir Brigitte, hierdie leeu is op hierdie stoep. En hy hou nie op nie, dis donker, en dit is 'n redelike groot maan. Mense, die gebrul van 'n leeu kan 8 tot 10 kilometer ver gehoor word. Dit is 114 decibels se geluid wat jy hoor wanneer 'n leeu brul. Dit is soveel soos 'n skare wat saam juig oor 'n 3 wat gedruk word. Dit is erger as 'n groot rock band wat musiek maak in 'n arena, en die klank is op sy hardste. Mense, 'n leeu se brul is hard, en daarom kan ek verstaan dat die leeu van Juda, uit die stam van Juda, die seun van die mens, Christus, ons koning, hoekom hy homself vergelyk daar en sê, maar hy is hierdie leeu, en hy word beskryf as die leeu van Juda. Want 'n leeu se brul, mense, as hy brul, verklaar hy alles. Hy weet wie is hy het die autoriteit. Nou laat dit vir my en Brigitte op daai stadium nou hierdie natuurlike leeu wat brul. En ek sê vir Brigitte, as hierdie leeu nou inkom deur, want dis glasvensters, julle, daar's nie eens die wering voor nie. As hierdie leeu nou deurkom, dan moet ons asseblief dan gou net in die badkamer ingaan, en dan die deur sluit, want daai venstertjie daar is al kleiner. Ek dink nie die leeu sal daar deurkom nie. Daardie aand laat lê ons daar, en ek besluit maar, nee, kyk, ons gaan nou moet bid. Ons gaan ernstig moet bid. Hier vir beskerming. En ons bid dat die Here ons sal beskik teen hierdie leeu die buitekant. En ons sal bewaar en ons veilig laat slaap. En die leeu het stiller en rustiger geraak, en uiteindelik het ons aan die slaap geraak. Die volgende oggend gaan ons op 'n wildsdrive, op 'n rit. En nou wys die ou vir ons al die wilde diere en die bokke en die goed by die water. En op 'n stadium ry ons so op hierso aan die diskant van die plaas, en daar's 'n hek. En toe so deur die hek ry, toe sit die koning leeu daar op 'n houtstallasie. Toe was hy al die tyd mooi vas en toe. Hy kon nie uit nie, maar hy het gebrul en ons bang gemaak. God het ons die rustigheid gegee, en dit was wonderlik om daai leeu daar te kon sien.
'n skepping van God. Ons is baie keer baie bang. En baie keer kom ons op tye wanneer ons besef maar hierdie kan dalk die einde van hierdie gang wees waarin ek loop. Jy voel maar die gang raak nouer. Daar's dinge wat gebeur vir ander mense ook wat jy dink maar is dit dalk die einde van 'n gang, van die gang vir my kind. My een seun, Derek, het so 10 jaar terug was hy in 'n baie ernstige motorongeluk. En ons het daai klop gekry, was op die grondpad daar op Hansmoeskraal. En ons het die klop gekry daarso. En jy was ook op die plekke waar jy moes bid, ernstig bid. Baie meer as net oor iets waaroor jy dink jy bang is, maar iets wat jy spesifiek weet. Derek het daar gelê in die sloot langs die kar, dit was winter, met sy kop in die water, met 'n gebreekte lyf. Die mense, saam met wie hy uit was, het agter hom aangery, of 'n entjie agter hom aangekom en hom daar gekry, die kar heeltemal op die grondpad opgevrommel. En daar sy kop oor die water gehou in daai sloot, dat hy nie verdrink nie. Tydsberekening. Te midde van dit wat daar gebeur het, was God daar. En die Here het so gekyk dat die regte mense in die regte ambulans hom kom haal, dat hy die regte sorg kry terwyl ons op pad is. Die ou wat daar agter gebly het vir die verkeerskonstabels gesê, waar ons bly. En hulle het deurgekom en toe kry ons daai klop. Die klop. Nou julle die telefoon oproep. Die Here was daar. Te midde van jou ervarings, in jou pad, in jou gang, die Here is daar. Die vraag is, beweeg jy nader aan hom in daai tye of verder weg? En toe ons daar stop by die grondpad en ek sien die kar, toe sê ek vir Pieter, ons moet nou baie vinnig by die hospitaal uitkom. En hy is hierso na die gewone George Hospitaal geneem. En daar, vreemd as in die films jaag hulle mos, jy wil nog so nader gaan na jou persoon wat daar in die intensief lê, en dan jaag hulle jou mos weg, en sê hulle gewoonlik mos nee, gaan weg. Genade mense, hulle het ons daar toegelaat, daar om Derek, terwyl hulle spook om sy, want sy longe het platgeval, verskillende goed was gebreek, die brein was beseer, hy kon nie self asemhaal nie. Daar was soveel dinge wat daar gebeur het, met sy liggaam. En Brigitte was saam, want Brigitte wou saamgaan toe, en ons het gestaan teen die muur daar, en bid vir haar boetie. Daardie 3 aande, wat ek daar geslaap het, daar in die wagkamer by intensief, terwyl hy op die asemhalingsmasjiene was, met my Bybel, met die goed wat ek neergeskryf het van my lewe op die plakkate, op die venster van my hart, dat God is getrou. Selfs al sou dit ook beteken dat jou kind dalk die einde van sy gang bereik het. God is getrou. En ek het geslaap op die vloer daar in die wagkamer. En dan wakker geword en dan gebid en ek het woord aangehaal en vir die Here gesmeek om my kind te spaar. En die Here was goed vir ons. Hy was goed vir Derek. Hy het vir hom kans gegee dat hy nog kan aanloop in sy gang.
vir party is dit die einde van die gang. En dan is die vraag, het jy geglo in die Seun van God? Het jy jouself gaan neerwerp op sy voete? Het jy dat die Heilige Gees intrek in jou in? En vir jou kom krag gee om te dra wat ook al. Brigitte was 'n klein babietjie, net so oor 1 jaar oud. Julle moet vir my sê as die tyd op is ek ampertjies daarso. En sy kon net begin praat. Ons het hier in Singsabrug, hier so Grootbrak se kant toe, daar gebly in die hoofswoning by die kerk, daarso voordat ons toe nou Bennet-Oord en so aan terug is plaas toe, of daai kant toe. En die spesifieke oggend, sê Brigitte, is hardop sit daar, die seuns moet regkry vir skool, hulle is klein seentjies, en Brigitte wil absoluut net saam met haar pappa werk toe gaan. Pappa werk toe, saam gaan. En sy het dit nog nooit gevra nie, en Pieter het nog nooit gedink om haar saam te vat werk toe, waar hy toe werk, met hierdie behuisingsskema goed, en bouwerk, en bakkies, en stene, en goed nie. Maar omdat ek toe nou sou kruideniers ook gaan doen, besluit ons toe, goed, sy kan saam gaan, maak haar gou reg, kry haar tikkietjies aan, ga in die bakkie saam met pappa werk toe. Toe ek in my Unoutjie inry van Singsabrug af, en daar by die stopstrag by die Singsabrug winkel, laai ek 2 dames op, vrouens, hulle wil ook ingaan dorp toe, en ek geef hulle geleentheid, ek laai hulle in, en ons ry, hier by die skougronde, dus daar 'n kar aan die ander kant van die skougronde, wat in die oomblik wat ek daar is, besluit om 'n U-draai te maak, reg voor ons in, op daardie oggend. Die Uno het gerol met ons. Ons het tot stilstand gekom daaronder. En die een vroutjie agter sê toe nog, toe sy daar, want ek was eers so 'n bietjie uit, en toe kom ek so by, die Here maak mens mos so half dof van 'n ongeluk, asof hy vir jou amper net sê, maar okay, kom ek maak gou jou oë toe, wat jy darm nie die ergste sien nie. En sy sê toe nog, o die Here moet ons net help nou. En ek sê vir haar, die Here is hier. En mense het begin stop, hulle het ons uit die kar uit, want die kar is op sy sy daar begin uithelp. Ambulans het ons gevat na die hospitale toe, maar geen ernstig beserings nie, my kakebeen het so 'n bietjie seer gekry. Maar mense as Brigitte in daardie kar was daai oggend. Die baba stoeltjie was nie vasgemaak nie. Dit was dus een van daai oudheidse swaar staalgoed. Daai ding sou soos daai kar gerol het met Brigitte in. Daardie dogtertjie ernstig seer gemaak het. Maar die Here kom spreek in die hart van 'n klein dogtertjie daai oggend en sê vir jou pappa, saam gaan werk toe. So het die Here in elkeen van ons se lewensgang en ons passasie ingegryp op verskillende wonderlike maniere. Ek wil net praat gou oor die einde van die passasie, want nou kom 'n mens op 'n stadium en baie keer dink jy jouself sien die dood. In Desember nou wat verby is ek besig om wasgoed uit die tuimeldroër uit te haal hier in die kombuis. En dan skud ek hulle so verskriklik, want hulle is so gekoek. En dan loop ek nou so 8 meter die kant toe, dan gaan gooi ek dit daar in die tuimeldroër. Maar daar's baie wasgoed in. En
toe ek die derde keer weer so gaan staan want ek staan so lekker styf teen die masjien, want dis ernstige werk, wasgoed. En ek daai wasgoed so uithaal en so pluk, toe klap iets hier links van my voete. Toe ek so afkyk na my enkel, toe lê daar 'n pofadder. So groot pofadder. Aan sy nek is daar 'n muisvalletjie. Ons het so 'n paar weke voor dit het ons 'n muis gekry, gesien in die spens, en het ek vir Pieter gevra om iets te doen daaraan. En hy het muisvalletjies, een in die spens en een agter die wasmasjien gestel. En daai oggend beskik die Here in sy goedheid dit so, dat toe ek die derde keer daar gaan klap en slaan aan daai wasmasjien met daai klere, en daai slang nou besluit, hy seil nou hier uit en hy kom kyk nou wat aangaan. Toe klap hy sy nek vas in die muisval. Die getrouheid van God in ons passasie, in ons deurgang, is wonderlik. Vir jou en vir my, elkeen. Jy sal onthou, die vraag is aan die einde van jou passasie, wanneer jy kom by die deur, wat jy besef maar, hier is ek nou voor hierdie deur. Dit is net God wat daai deur kan oopmaak. Dis nie jou hande werk of iemand anders hande werk nie. Hy maak daai deur oop, hy besluit. Die dag en die datum en die sekonde en die minuut. En dan is die vraag is, glo jy in die Seun van God? Is jou hart so vol liefde vir hom, dat jy kan sê, Here, U weet ek het U lief. Te midde van wat ook al in jou lewe en in jou gang gebeur het, die seer kry, die verraad, die goed wat van jou gesteel is, die mense wat jou versaak het en agterweë gelos het, dis jy en die Skepper by daai deur. Gaan jy sê, Here, my God, U het van my uit die kleipot en tent 'n tempel gemaak. U het vir my kom gee, Heilige Gees, deur Christus. Die Seun wat homself gegee het vir my sondeskuld en vir my lewe gee. Het jy bly genade kies? Hy het jou lief. Hy is vol genade vir jou en vir my. Hierdie lewende woord, die bloed van die lam, want dit is die woord wat vlees geword het. En wanneer jy deurstap, omdat die lam se bloed aan jou hart is, die Gees jou wakker lewendig gemaak het, en opgewek het, sê die woord dat ons sal lewe saam met Christus. En dis wanneer jy deur daardie deur stap, dis nie 'n sonsondergang nie, dis nie 'n deur wat toemaak nie, mense, dit is 'n deur wat oopmaak. Dis 'n deur wat oopmaak en jy stap deur. En daar wag jou plek aan die koning se tafel. Die heiland wag vir jou. En die wonders wat hy gaan gee nog vir die mense kinders na die tyd. Want mense, daar kom nog baie. Dit is nie die einde nie. Dis die begin. Hierdie passasie, kort reis, het jy dan afgelê. Jy het die oorwinning behaal. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am
your God. I will strengthen you, I will uphold you with my righteous right hand. Die regterhand van God is die lam. Is Christus. Want Christus het daardie posisie gekry. Hy is die een met die autoriteit, met die wonderbare krag en met die opstandingskrag vir ons elkeen wat in hom glo. En wanneer jy deur daardie deur stap, laat dit weer klink in jou. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand.